dit maar. Ons maak die Here se woord oop by Jakobus 1 en 2 en dis hier in my Bybel op bladsy 303 agter in die Bybel. As jy blaai van Openbaring af terug, dan kry jy Petrus se briewe en dan kry jy vir Jakobus en net voor hom kry jy Hebreërs. Blats moeilik om te kry. Jakobus se brief hier agter in die Bybel, so 'n paar bladsye van Openbaring af, bladsy 303 volgens my Bybel se druk. Jakobus, ons gaan daar saam lees in hoofstuk 1 en vers 1 en hoofstuk 2. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Here, dankie dat U vir ons so goed is. Dankie vir U onbegryplike groot genade oor ons. Here, hoe meer ons deur jare daaroor dink, dat U bereid was om 'n lydenspad vir ons te stap, hoe minder verstaan ons dit. Hoe minder begryp ons, Here, en hoe meer en meer weet ons dat ons nooit die volle diepte van U liefde kan pyl nie, wat U vir ons het nie. En ons kan maar net met ons nietige pogingkies 'n lewe van dankbaarheid vir U lewe. As ons vanoggend ook sing, Here, van U wat vir ons sorg en wat trou oor ons waak, dan het ons hierdie week ook beleef met elke reendruppeltjie wat val. Dan beleef ons dit met elkeen wat gesond word, elkeen wat goeie nuus kry, elkeen wat kan getuig, die Here seën vir my. Here, baie keer selfs uit my sokkies uit. U is so goed vir my. Elkeen wat kan sê, my lewe is net een groot stuk genade. Ons is genade mense. Here, dankie dat ons hier in die huis mag saamkom en U mag aanbid. En nou U woord mag oopmaak en vir U kan vra, kom en praat met ons deur die prediker, maar praat persoonlik, o Heilige Gees, in elke hart in en sê vir ons wat U wil hê ons moet hoor en dat ons dit reg sal hoor en sal toepas. Ons bid dit in diep afhanklikheid in U naam alleen. Amen. Ons sluit aan by verlede. As julle onthou, 2-3 weke terug het ons begin loop saam, ek en Dominee Pieter saam, op 'n pad van volg die Here. En met die boodskap van oor gesinne. Ons sonnaarskool begin in die oggend met ons moet 'n voorbeeld vir ons kinders stel. Jy moet vir jou kinders kan sê, volg my, want ek volg die Here. Moenie maak soos ek sê nie, maak soos ek maak. En soos ek sê, maar val soos ek maak, wat ek doen. Doen is belangrik. En ons volg die Here. En ons sluit ons aan by verlede Sondag aand se tema oor geloofswerke. En vanoggend se tema is geloof wat werk. En ons sal meer daaroor sê nou. Kom ons lees dit 'n paar verse weer en dis in Jakobus 1 van vers 19 af. My liewe broers en susters, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, nie te gou kwaad te word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tuur en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. En dan sê hy, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep, en daai verdiep is belangrik in die volmaakte wet wat mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy's godsdienstig, maar hou nie sy tong en toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdiens is waardeloos. En dan lees ons in hoofstuk 2 'n paar versies, en dit is by vers 14. Wat help dit my broers en susters as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê net daar's 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas.
Wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek. En hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word, op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. En dan gebruik hy 'n tweede voorbeeld, hy sê, is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie, daar in Jerigo? 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood, soos geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Tot sover. Mag die Here vir ons seën vanmôre uit hierdie gedeelte van sy woord en vir ons 'n boodskap gee wat ons aan kan vashou. Kom ons herhaal net 'n paar versietjies. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Dit is 'n baie belangrike deel van die boodskap in hierdie tyd. Jakobus 1 vers 23, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Spieël is vir ons vanoggend belangrik. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. In vers 21 en 22 staan, ons vader Abraham met sy seun Isak op die altaar gelê. Is nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. Dan sluit ons die laaste versie, julle moet doen wat die woord sê, ek herhaal hom net. En dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Dis Lydenstyd 2026 en ons tema vanmôre is geloof wat werk. Toe wonder ek nou, as 'n mens sê geloof wat werk, wat beteken dit? En na ek die tema gekies het, toe sit ek nou en dink, dit kan eintlik nou twee goed beteken. Dus dit kan beteken amper iets soos ek koop 'n kar. En as ons hom klaar gekoop het, dan kom ek agter net, was die regte ding hierdie, hy werk vir my. Of jy koop enige instrument of iets in die huis wat jy wil gebruik en jy sê, hierdie ding werk goed. So hy is die moeite werd dat ons hom gekoop het, hy werk. En dis nogal belangrik. Ons kan sê geloof wat werk is geloof wat die moeite werd is. Dit is die moeite werd om so geloof te hê. Maar jy kan aan die ander kant ook sê geloof wat werk beteken dit doen. Geloof en die geloof wat ons het is 'n geloof wat doen. En dis waaroor dit ook hier gaan. So albei hierdie goed loop so hand aan hand, maar dis twee verskillende betekenisse. Dis die moeite werd om te glo, maar dis ook om te glo beteken jy doen. En ek dink op die ou einde was dit nie een van die twee nie, toe dink ek, maar albei hierdie betekenisse is onvermydelik deel van geloof. Want ek dink baie keer mense wat geglo het en ophou glo het. En toe verstaan ek dit vir die eerste keer, waar dink ek kom dit vandaan? Toe ek weer hierdie gedeelte die week lees, en dit is, mense glo in die Here, hulle neem die Here aan, hulle lê belydenis af in die kerk en hulle sê, ek glo in die Here. En op 'n dag, nee wat, ek glo nie meer nie. Dis nou verby. Hoekom? Want Jakobus skryf het, hy sê geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is dood. In 'n dooie geloof kan jy net so lank mee aanhou, en dan besluit jy, dit werk nie vir my nie. En dan sê mense ook, nee, die Bybel en geloof, dit werk nie vir my nie. Want dit het nooit lewend geword nie. Hy gebruik self die beeld aan die einde, hy sê, 'n liggaam moet asemhaal, hy moet doen. 'n Liggaam kan nie net hier staan of net daar sit of net daar lê en nou gebeur daar niks nie. Dan is hy dood. Jy moet die hele tyd doen jou liggaam. Hy moet asemhaal, hy moet suurstof verwerk, hy moet bloed pomp, hy moet kos verwerk. Hy doen, hy lewe. Dan is dit lewe. Geloof is dieselfde. Geloof wat nie doen nie, is dood. Maar as jy dit doen, dan sal jy gelukkig wees, sê hy. Ek dink daar's 3 groot sake wat 'n mens vanoggend dadelik moet sit en net oordink.
En dis nogal die 3 goed wat ons baie keer hoor by die nagmaal, en die nagmaalsformulier staan daar ook. Voor jy die nagmaal kan gebruik, met ander woorde, dat ek saam die dood van Jesus gedenk, en ons is in lydenstyd, en ons is binnekort by die nagmaal, ons eerste nagmaal van die jaar. Dan sê, dan moet jy gaan mooi sit en dink oor 3 dinge. En daai 3 dinge is gedagtes, woorde en dade. Wat het ek gedink die afgelope 3 maande? Want hier gebeur die dinge. Wat het ek gesê die afgelope 3 maande? En wat het ek gedoen? En dan moet jy jou daaroor voor God verootmoedig. Miskien die versuim van woorde en die versuim van dade ook. Ek moes iets sê en ek het nie. Ek moes doen en ek het nie. Of ek het verkeerd gedink. Gedagtes, woorde, dade. Dit is waar dit begin. Ek dink baie van julle ken die mooi gesegde van ons gedagtes, wat ons dink, word ons woorde. Jy praat mos nie sommer net nie, jy dink dit, en dan sê jy dit. En die woorde wat jy sê, word jou dade. En die dade wat jy doen, word jou gewoontes. As jy dit aanhou doen, word dit 'n goeie gewoonte om dit te doen. En die gewoontes wat jy aanhou doen, vorm jou karakter. En jou karakter bepaal wie ons is. So jy is wat jy dink. Dink vir 'n oomblik daaroor. As jy dink aan die Here, en jy sê vir iemand, ek is lief vir die Here. En wanneer daar kans is, dan getuig ek teenoor iemand, of ek praat sommer net iemand moed in, of ek gee net sommer iemand 'n drukkie, of ek is net vir iemand lief. Dis doen, in die naam van die Here. En ek raak gewoond daaraan, dat ek wil vir mense goed wees. Ek raak gewoond daaraan, ek wil help waar ek kan. Ek raak gewoond daaraan, ek wil ietsie doen vir die Here. Dan raak dit 'n gewoonte, en dan is dit my karakter, en dan is dit wie ek is. En wie ek is, het begin toe ek reg gedink het. Die negatief is natuurlik waar, nie. As jy iemand is wat daar by die werk of waar ook al sleg dink oor mense, en jou fout vererg, want dit gebeur in jou kop, en dan vloek jy mense, as hulle nie doen wat jy wil nie. En dan word daai vloek eintlik jou dade, dat jy sleg doen. En op die ou einde word dit jou gewoonte, en dit vorm jou karakter. En dan op die einde moet jy sê, jy is 'n vloeker. Jy is 'n drinker, want dit begin in jou kop. Ek wil party hou, ek wil te veel drink, ek hou daarvan, ek wil dit doen, en dan word dit die gewoonte. Negatief. En daar wil ek vanoggend vir jou vra, wat is jy? Wie is jy? Hoe beskryf die Here jou as hy vanoggend na jou kyk? En dit kom uit in wat jy dink, en wat jy sê, en wat jy doen. Want dis kom sê so belangrik is mos. Elke keer as ek vir Elsbie sê, ek het jou lief, dan het ek haar nog meer lief, want my ore hoor dit eerste. En as jy dit sê, dan begin jy dinge doen vir iemand wat jy lief het. En dan raak dit jou gewoonte om dit te doen. En dan bepaal dit jou karakter, jy is iemand wat lief het. En dis wie jy is, ook teenoor die Here. Dink daaroor. Vorm hierdie prentjie in jou kop en dink bietjie weer daaroor. Petrus gebruik die beeld, hy sê, ek skiet ook Jakobus, ek doen nie week, Petrus se Bybelstudie, nou sê ek Petrus, Jakobus gebruik die beeld van 'n spieël. Hy sê, iemand wat nie werk nie, wat nie doen met sy geloof nie, soos 'n ou wat in 'n spieël gaan kyk. En nou kyk hy in die spieël, dan sien hy, o, my gesig is vuil. En hierdie das wat ek aan het is ook vuil. En dan vat hy die spieël weg en dan loop en dan doen hy niks daaraan nie. Dan lyk hy maar so. Maar iemand wat in die spieël kyk en dan sê hy net so laag, so mooi net daarna, nê? Maar as jy jou verdiep in die woord, as jy die woord gebruik as 'n spieël, dat ek kyk na die woord en wanneer ek lees, dan lees ek half met 'n spieelbeeld wat die Here daar sê. Hy sê dit vir my. En hoe baie keer sê die Here dit spesifiek op daai oomblik net vir jou, net vir ons. En dan spieël jy jouself. Martin Luther het gesê, hoe meer jy jou spieël in die woord, hoe heiliger word jy. Met ander woorde, hoe meer raak jy soos Jesus. Maar hy het 'n ander interessante ding, hy het gesê, hoe heiliger, hoe sondiger. Want die interessante is, as ek die spieël daar ver hou en ek kyk, nee, wat alles is alright. As die Bybel daar lê op my bedkassie en ek kyk hom so,
Alles is alright. Nee, my lewe is baie mooi. Gaan goed met my. Geen probleme by my nie. Maar as ek nader aan die spieël kom, dan sien jy eers die vlekke en die vuil goed. En dan sien die vrou eers maar hierdie mascara, wat noem jy dit verkeerd aangesit en hierdie. En dan begin as hierdie lipstifie sit skeef. Maar jy moet dit mooi kyk. En wanneer ons mooi begin kyk, en hoe mooier ons kyk, hoe meer ontdek ons die sondiger, die vuil, die foute in ons lewe en kan ons dit regmaak. En dis waar hy sê, Jakobus ook, speel jou in die woord. Is jy iemand wat regtig glo en wat doen? Iemand wat altyd net die woord aanhoor, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. En dis hoekom hy hierdie mooi beeld gebruik. Hoe heiliger, hoe sondiger, sê Martin Luther. Daar's 'n mooi beeld wat Søren Kierkegaard uitgedink het. Hy was 'n teoloog en 'n filosoof, Søren Kierkegaard. En dis in 1854. En ek het dit al by geleentheid gebruik. As jy dit ken, luister my mooi daarna. En hy het die gebeeld van die gaanse gebruik. En dit is vir ons 'n vreeslike mooi beeld. Toe ons deur Spanje gestap het, in die vroeë eeue, dis al meer as 1000 jaar wat die pelgrims die pad stap. En hulle die pad begin stap in die ou dae, die gaanse vlieg 'n sekere tyd van die jaar wes. En hulle het die gaanse gevolg. En daarom kry jy dorpies, ons het die een dorpie geloop wat sy naam El Ganso is, wat beteken die dorpie van die gaanse. En toe weer die beeld lees, dink ek, dis so mooi hierdie beeld van die gaanse. Sommige net te loop, maar Kierkegaard het vertel, hy sê daar was 'n klomp gaanse wat tussen 4 mure in 'n kampie gebly, hoë mure, hulle kon nie daar uitkom, sommer niemand kan inkom nie, hulle was veilig daar. En die klomp gaanse het daar gebly, en dit was nou maar 'n woonplek. Hy sê, en elke Sondag dan hierdie klomp gaanse kerk toe gegaan, dan waggel hulle nou maar kerk toe, en as hulle by die kerk kom, dan waggel hulle nou maar so in die paadjies af, tot by hulle sitplek. En dan een gaans mannetjie, hy kon mooi preek. En dan kom hy, dan waggel hy nou hier op, en dan staan hy op die preekstoel, en dan preek die gaans mannetjie nou vir al die gaanse. En dan preek hy vir die gaanse, en dan vertel hy vir die gaanse, weet julle wat, julle het vlerke. Die Here het julle eintlik gemaak met vlerke, dat julle kan vlieg. En julle is eintlik veronderstel om nie net in 'n kampie te sit, net vir julle self vet te maak, en te eet, en te geniet, en te bly nie. Julle is veronderstel om uit te gaan vir die Here. Julle moet vlieg, julle moet ver lande ondersoek en mooi plekke sien. En dan knik al die gaanse hulle koppe so, en dan sê hulle, dis nou waar. Hy sê, nou as die diens verby is, dan waggel al die gaanse nou huis toe. En maandagoggend daar in die gaanskampie, dan kuier hulle met mekaar oor gister se preek. En was dit nou nie mooi? En die gaansmannetjie kan daar maar mooi preek. Hy het regtig sy beste gedoen. En dan bly hulle nou maar so. En volgende Sondag gaan hulle weer kerk toe, waggel hulle weer daarin, hoor die boodskap, dis baie mooi, gaan hulle weer terug. Hy sê, en tot op 'n dag, dan kom dit nou by Kerstyd, en dan kom die boer daarin, en dan vang hy van hulle wat lekker vet en sappig is, en sagte vleisies, want hulle vlieg nooit meer nie, en dan word hulle gaar gemaak vir Kersfees, en dis hulle einde. En by geleentheid, dan gesels hulle nogal daaroor. Daar is gaanse wat probeer vlieg het, en weet julle hoe gevaarlik kan dit wees daar buite? Weet julle hoeveel teëspoed kan 'n mens nou kry as jy uitvlieg in die wêreld in? Dis baie veiliger hier waar ons is, om niks te sê en niks te doen nie. En so het Kierkegaard hierdie beeld gebruik vir hulle gemeente daar in Duitsland, en toe sê hy dink, dis die grootste enkele probleem in die Christendom, dat daar 'n spanning is tussen om te glo en te doen. En dat ons vanmôre hier kan sit en al 500 naaste by mense wat hier sit, glo. Maar die vraag is, hoeveel van hierdie mense doen wat hulle glo? En die probleem is dat ons baie maklik dan sal kom en sê, maar die Bybel leer ons vir ons hoef niks te doen om hemel toe te gaan nie. Dis reg. Ek weet dit. Want daar staan baie duidelik in Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof, en dit kom met julleself, dit is 'n gawe van God. Jy moet net glo en die Here skenk dit vir jou. En die Here het vra, wat moet ek doen? En sê, dat jy net glo. Dis waar. Maar as jy net glo en net bly glo, werk daai geloof nie, en is dit 'n dooie geloof. Natuurlik moet jy net glo om hemel toe te gaan.
En daarom doen ons nooit iets sodat ons kan hemel toe gaan nie. Ons doen nooit iets dat ons gered kan word nie. Maar as ons gered is, en as ek weet, ek gaan eendag by die Here wees, die belangrikste is, ek doen dit nou, want dit is so lekker. Net so min, as jy iets doen vir jou kind, of vir jou man, of vir jou vrou, dat jy my vrou moet wees, wil ek vir jou iets doen. Sy sla jou vrou, sy sla jou man, jou kinders is jou kinders. Jy doen dit vir hulle, want liefde doen, en dis lekker om dit te doen. Ek het donderdag aand by die Bybelskool vir hulle gesê, moet onthou, ek behoort nie aan die Here dat ek in hemel toe gaan nie. Ek behoort aan die Here dat ek vir hom kan lewe. Want as jy net die hemel van hom gaan lewe, dan mis jy al hierdie lekker. Kyk net die lekker is dit vandag om nou vir die Here te lewe, en om elke dag hierdie week die reën te geniet, en te weet van wie af dit kom, en aan hom al die eer te gee. Ons leef nou vir die Here, en ons doen nou vir die Here. En dis die spanning wat daar is tussen glo en doen. Genade en geloof en werke. Daai werke is so belangrik. Weet julle, elke liggaam werk nie. En as jy geloof werk ook eintlik. As ontvang jy geloof uit genade, dan is dit so, ek het Sondag aand wil gesê, my oor moet werk, want hy moet luister. En dan moet my hart werk, want hy moet homself oopmaak. En dan moet my verstand werk, want hy moet weet, ek moet weet wat ek glo. En dan moet my mond werk om te sê, ek glo. Die oomblik as jy net daai basiese geloof aanneem, het jy alreeds 'n stuk werk in jou begin, deur jou ore, deur jou verstand, deur jou hart en deur jou mond wat werk. En dis die begin van my lewe wat ek aan die Here toewy, soos ek vanoggend sing, my lewe word aan U gewy. Jakobus 2 sê so mooi, wat help dit my broers en susters, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig het nie, kan so geloof 'n mens red? Dis 'n retoriese vraag, dan sê ons, natuurlik nie, Jakobus, jy weet mos. Hy sê, so gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Dit werk nie. Geloof wat nie werk nie, werk nie. Ons voorvader Abraham, en dan gebruik hy hierdie beeld, wat my so mooi beeld is in lydenstyd, het sy sien Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat hy eers deur dade volkome geword het. Dit werk. Abraham se geloof, hy's waar geloof begin in Genesis 12, ons geloofsvader het gedoen. En interessant net dat die Here so groot ding gedoen het deur Abraham. Abraham is die eerste persoon wat hy roep in Ur van die Galdeërs. Hy sê, Abraham, glo in my, en volg met Abraham, sê, Here, gaan hy volg. En hy pak op, en hy trek duisende kilometers Israel toe, beloofde land toe. En op lang pad kry hulle eers na vol jare een seun, Isak. En dan toets die Here sy geloof om te sê, Abraham, offer jou seun. Wat nie in hulle tyd vreemd was nie. Baie mense het hulle kinders geoffer. En dan sê Abraham, ek sal dit doen as die Here dit vra. Maar dan daar op Tempelberg, want waar het moes offer, die koppie waar hy moes opklim, is die koppie waar Salomo, baie duisende jare later, die tempel bou. Die tempel vir God, op Tempelberg. En net so 'n kilometer van daar af na die kant toe buite die ou stad Jerusalem, is nog 'n koppie, Golgotha. Maar net toe Abraham vir Isak wil offer, toe sien hy maar hier 'n skaapram aan die bos vasgehaak hierso. En die Here sê, moenie, ek voorsien die lam. En dit is 'n profetiese iets wat al by Abraham gebeur, sê God, kyk hoe doen ek dit vir die vader van die gelowiges. Want duisende jare later gaan ek dit doen. En net daarna op die volgende koppie voorsien God sy seun vir ons. Want Abraham offer vir Isak amper, maar die Vader offer vir Jesus sy seun regtig op Golgotha koppie vir my en vir jou. Abraham is gered omdat hy bereid was om te doen. Jesus se hele lewe is 'n doen lewe. Almal het hom probeer keer, hy het gesê, ek kan nie, ek moet. Sleg, maar ek gaan dit doen. Ek doen dit vir julle. Hoe kan ek en jy nie doen nie? Hoe kan ek en jy lui wees? Hoe kan ek en jy sit? En dan waggel ons week vir week en ons doen niks. Ons moet elke dag vir die Here werk. Ek lees so 'n mooi storieetjie net. Iemand het geskryf en gesê, sê nou maar,
Iemand kom en sê, ek gaan vir jou elke dag R86.400 skenk. Elke môre betaal dit in jou rekening in R86.400 presies dit. Maar jy moet dit daai dag spandeer, anders kry jy dit nie weer nie. Sit ek en dink, wat sal ek nou doen? Toe dink ek, sjoe, ek sal onmiddellik president toe gaan en sommer van hierdie Protea hier bo al die supermarkte sê, by jou wil ek R10.000 hê en by jou 20, by jou 15, so die hele 86 spandeer. En ek sal weer die firmas kry, Master Drilling wat goed sê, help julle ons en van die ander firmas in die dorp en ek sal die skole inspann en sê, elke skool kry soveel. Want ons moet R86.400 'n dag spandeer. En dan gee ons vir al die arme mense kos en ons help die mense wat nie het nie en so gaan ons aan. Maar môre kry ons weer soveel. En as jy nou die storie klaar gelees het en jy gedink wat dit is, toe besef ek, dis die hoeveelheid sekondes wat ek en jy elke dag kry. Elke dag kry ons, as jy lewe, 86.400 sekondes. En dit vat baie keer net 1 of 2 van daai sekondes om vir iemand te sê, jy lyk mooi vanmôre. Ek is bly jy's hier Frans, bly jy's hier Monica, jy lyk mooi, jy lyk mooi. En om vir iemand 'n drukkie te gee en om te gee. Kom ons gebruik al hierdie sekondes soveel as ons kan vir die Here. Want môre gaan jy dit dalk weer kry. En die Here gaan vir jou elke dag 86.400 sekondes gee wat jy kan werk met jou geloof vir hom. Werk elke dag. En 'n mens kan werk met groot en klein goedjies nie. Ek dink sommer net skielik aan 'n dogtertjie, 'n slawe dogtertjie wat weggevoer is uit Israel uit. Wat daar in die vreemde in 'n huis as 'n bediendetjie werk. Sy maak skoon in sy werk. En dan hoor sy die baas, Naaman, het malaats geword, hy siek. En hulle weet nie wat om te doen nie. Maar sy onthou in haar ouerhuis, toe sy kind daar by huis was, hulle het 'n profeet Elisa. En hy kan mense gesond maak. Hulle Here kan, hulle God kan. En al wat sy doen is sy sê vir die een wat bokant daar werk, sê vir hom van die profeet en hulle laat haar roep en sy vertel. En op grond van die woord van 'n klein dogtertjie trek hierdie groot leier van 'n heidenland ver kilometers Israel toe en word gesond en word 'n land verander. Toe hy terugkom, toe sê ek weet nou, die lewende God is die God van Israel. En die hele land se wette en alles verander op grond van een klein dogtertjie. Ek dink aan 'n dag wat Jesus daar staan en daar's 12.000 mense, 'n skare mense daar teen die hange van die koppe aan die noorde kant van die meer van Galilea. En dit raak middagete en hierdie mense het niks om te eet nie. Hier is nie winkels naby niks nie. En die disippels sê vir hom, Here, stuur die mense huis toe, hulle het nie kos nie. Ons het niks om te gee nie. En die Here sê, gee julle vir hulle kos as ons het nie. En hier staan 'n seentjie en hy dink, maar dis mos die Here die. En hy sê vir die Here, Here, hier's my visie en my broodjie. En hy gee sy 5 broodjies en sy 2 visies. En 12.000 mense eet en dan word nog 5.000 mense eet en dan word nog bly nog 12 mandjies vol, simbolies vir die hele volke daar oorgebly, genoeg. Die bietjie wat jy doen, die klein bietjie, kan die grootste reuse verskil maak in die hele wêreld as jy net bereid is om dit te doen. Ons gedagtes word ons woorde. Ons woorde word ons dade word ons gewoontes. Ons gewoontes vorm ons karakter. En dit sê wie ons is. Dankie dat jy vanmôre hier sit en dankie dat jy hierdie oomblik aan die Here dink. Want dis wie jy is. Dankie Here dat ons kinders van U is. En dit is vir ons so belangrik. Ons dink sommer net elke dag oor U. En ons dink sommer baie op 'n dag oor U. En ons wil hê Here, U moet ons hele lewe vorm en lei. En U moet vir ons sê vir wie moet ons watse woordjies sê en vir wie moet ons wat doen. En waar moet ons net met 'n sagte oog kyk en 'n sagte hart voel? Waar moet ons omgee, Here? En Here, ek wil bid dat U vanmôre elkeen in hierdie kerk dieselfde gebed laat bid. Here, wys my wat ek kan doen. Ons wil dit doen, Here, want U het vir ons gedoen op die lydenspad. Amen. So wonderlik.